Welkom by For His Kingdom saam met my Nadia Olivier en my pragtige gas vandag Rosie Kotse. Dit is so lekker om haar hier te hê. Sy gaan nou vertel of haarself voorstel en vir jou vertel wie sy is. Maar ek is so bly jy het hier aangesluit om hierdie gesprek te kom kyk en ek glo dat hierdie getuienis, hierdie kragtige getuienis vir jou lewensimpakvol gaan wees. Dat dit vir jou 'n boodskap van hoop en inspirasie in jou lewe sal wees en without further ado, Rosie, asseblief, stel jouself voor, wie is jy en dan kan jy ons sommer inlei in jou getuienis in. Doodreg, baie dankie Nadia, en dit is so 'n groot voorreg om vanaand of hierdie gesprek saam met jou te hê en saam met luisteraars te hê. So ek wil net vir uit my hart uit baie dankie vir die geleentheid wat jy vir my gee. Ek is Rosie Kotse. Ek is 'n mamma van 3 beautiful kinders. Ek het 2 dogtertjies, die jongste is nou 4. En dan het ek 'n ouer dogtertjie, sy is nou 12 jaar oud. Haar naam is Jumeri, jongste is Shanique. En dan het ons 'n ouer seun, sy naam is Dylan, hy is nou 16 jaar oud. So hy is die tiener in ons huis. En dan is ek getroud nou vir net so oor die 19 jaar met 'n wonderlike man, sy naam is Jock. En ja, en dit is ons getuienis van hoop uit, as hoop uit. My man is 'n alkoholist en die afgelope paar jaar was regtig verskriklik rof in ons huishouding. Ek sal dit selfs beskryf as hel, want om saam met 'n alkoholist saam te leef is nogals regtig rof. Maar ja, hierdie is ons storie van hoe die Here ons gehelp het, en hoe hy ons gesin weer herstel het soos wat hy beloof het. En ek dink dit is so 'n relevante getuienis, dit is so 'n relevante verhaal, want soveel mense in Suid-Afrika sukkel met drank. Reg oor die wêreld, maar weet jy, Suid-Afrika het 'n drankprobleem. Ek het gaan, net ter interessantheid, ek het gaan kyk baie onlangs, waar het feminisme in Suid-Afrika begin? Hoe het dit begin? Wêreldwyd en hoe dit begin in Suid-Afrika en waar is feminisme nou, né? En die interessante ding is, feminisme in Suid-Afrika het spesifiek begin, want vrouens het gekla oor hulle mans se drankprobleem. Daar was 'n drankprobleem en vrouens het besluit, hulle moet hierdie immorele omstandighede aanspreek en die misbruik van drank het veroorsaak dat vrouens in Suid-Afrika, dit was in die 1930s as ek nou reg kan onthou, saamgetrek het om teen immoraliteit op te staan, immorele gedrag binne in die kerk hoofsaaklik het dit gebeur. En so dit is so interessant dat al van baie vroeg in ons land is drank 'n rol en jy hoef nie baie ver te kyk net na 'n rugby game as almal saamkom vir rugby of wat ook al. Dis altyd 'n gedrinkery. En drank self is nie die probleem nie, maar die misbruik van drank. Ja. So vat ons na die begin van jou storie. Waar begin julle storie? Okay, voor ons ek wil net gou vir jou sê, ek stem so saam met jou wat jy nou gesê het. Deur ons gesprek vanaand dan sal ons nou ook uitkom wat ek 'n boekie geskryf het, maar deur hierdie boekie het ek regtig soos vrouens soos ek wat ook hier deur gegaan het ek nou al kontak mee gemaak en hulle, jy weet, ons is gereeld in kontak met mekaar, ons stuur vir mekaar boodskappe. En dit is letterlik 'n blueprint kopie elke liewe keer van ons storie. Dit is regtig alkoholisme. Dis asof dit een resep is en dis daai een resep wat werk en hy vernietig soveel lewens. Maar dit is 'n universele situasie op die oomblik in Suid-Afrika veral. Ek meen, toe ek nou die boekie geskryf het ook, het ek 'n bietjie navorsing gedrink oor alkoholmisbruik ook in Suid-Afrika. En as mense daaraan dink, laas jaar, 2024, is die alkohol aankope in Suid-Afrika was 7.7 biljoen rand. So ja, ek meen, ek weet nie of ek het net met die lelik van dit, jy weet, kontak gemaak en vir my is dit nie meer mooi nie. Jy weet, daai van, soos jy sê, as mense by rugby, net 'n gewone rugby wedstryd kyk en die oormaat drank wat elke keer daarbey saam is, as mense op 'n jag ekspedisie gaan, jy weet, die mans gaan altyd jag,
En ek dink die bakkie is meer vol drank gelaai as wat daar bokke terugkom. Dit is letterlik, jy weet, dit is die samelewing waar ons lewe en dit word so mooi verkoop. Weet, die advertensies daar buite is altyd jolig en vriendelik maar die groot verwoesting wat dit veroorsaak is eintlik baie baie hartseer. So ja, dit is Daar's waar nou die storie hierdie begin. ja, ek wil net noem, sorry man. Daar is nou Dis die reg. billboard hier in Pretoria Oos opgesit. U is een of ander drywer diens, jy weet, waar iemand jou rondry. Maar die advertensie op die billboard fokus spesifiek op drink jy ons bestuur. Ag nee. En dit is vir my so, like, wat 'n boodskap stuur dit? Asof drink tot jy nie meer kan bestuur nie, okay is. Ja, maar ja, dis maar net 'n simptoom van die siekte van drankmisbruik in ons land in die algeheel. Ja. Ek was die vorige naweek was ek op Alet Winkler se radical retreat gewees. En daar was so baie getuienisse gewees en dit was regtig 'n wonderlike naweek van oorbegin, sal mens maar sê. Maar ja, jy weet selfs die vroue wat daar op die kamp was, daar is so universele seerkry in ons land as gevolg van drank en baie van dit het dan nie begin waar ons storie begin het nie, maar het begin by kinderlewe en pappas wat gedrink het en alkoholisme vasgevang was en dis verskriklik hartseer dat hierdie groot monster voorgehou word as onskuldig, want hy vernietig lewens en hy vernietig nie net die alkoholist se lewe nie, hy vernietig die hele gesin en almal wat betrokke is en ja, dit is baie 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 hartseer. Ja. Ja. Wat is nou die begin So. van jou storie toe? So waar ons storie begin het, ek en my man is ek gesê is net so oor die 19 jaar nou getroud, waarvan die afgelope kom ons sê 3 jaar redelik baie hand uitgeruk het. So my man het nog altyd gedrink. In die begin van ons huwelik, jy weet, toe ons mekaar ontmoet het, het hy gedrink en ek het nooit rarig gedink. Ek het groot geword in 'n huis waar alkoholmisbruik nie voorgekom het nie. My ouers drink rarig minimaal. Ek het dit nooit geken nie. Ek het nie dronk mense geken nie. Ek het nooit daai goeders geken nie. So toe ek my man nou ontmoet het op my, en dit was nog my niggie se 21ste verjaarsdag gewees, baie jare terug, was hy gekuier. En ek het niks daarvan gedink nie, want ek het gedink, jy weet, dit is 'n partytjie en dis seker nou maar wat gebeur. En ek het nooit rarig besef van hierdie groot monster wat ons soort van in ons huwelik inbring nie. En ons het altyd, jy weet, ons het so goed oor die weg gekom, maar wanneer ons beklei het, was dit altyd oor drank. Ons het, jy weet, vroeg in ons verhouding, en sal hy my, jy weet, vergeet het. Ek kan onthou 'n spesifieke insident wat my kar gediens is. Dit was vakansie gewees en die kinders het by my ouers gaan bly en hy het my werk toe gevat en hy moes my daai dag weer by die werk kom optel. En hy het my letterlik net vergeet. En ek dink nie dis vergeet nie, maar hy was saam met sy vriende uit gewees en hulle het so aan die kuier gegaan dat jy weet die werklike lewe en die prioriteite saam met dit misgedrink is. En so ek het daai aand, ek was so skaam om vir enigiemand te vertel wat regtig gebeur het en ek het geweet my man is uit en ek het hom 'n boodskap gestuur en hy het nie die foon geantwoord nie. En ja, ek het daai aand in die donker huis toe geloop 13 km op my eie en ek was te skaam om dit vir enigiemand te vertel. So saam met hierdie alkoholisme is dit so stigma wat aan hierdie siekte, jy weet, daar's 'n skaamheid wat aan hierdie siekte kleef. So ek dink ook nie regtig, jy weet, almal beskryf alkoholisme as 'n siekte. Vir ons was dit nie 'n siekte nie. Vir my was dit 'n keuse gewees wat uitgeoefen is. En daai keuse het ons hel geword. So die laaste 3 jaar, ons het so in 2012, 13, nee, ek lieg, ek jok nou. 2023 het ons Kempton Park toe getrek. En dit is waar my man werk van die huis af, so ek neem aan met alles wat in sy guns was om 'n alkoholist te word het gebeur. En sy het 'n baie rowwe kinderlewe gehad, van baie onverwerkte trauma wat hy nou nie heeltemal deurgewerk het nie. En alkohol het sy mechanisme geword om daarmee te
te leef. Hy het hierdie jy weet 'n persoonlikheid gebou wat om alkohol gevorm is. Uit 'n baie lae selfbeeld gehad, maar het al hierdie goeders wat drank vir hom gegee het hy gebruik sonder om ooit te besef dat dit sy lewe sou verwoes. My man het nou so 'n paar maande terug, so 'n paar weke, ja, so 'n maand of wat terug vir my gesê, hy sou nooit in sy lewe gedink het hy sal 'n alkoholist word nie. Die tyd wat hy kon ophou drink, wou hy nie, en toe hy wou ophou drink, toe kon hy nie meer nie. So ja, toe ons toe nou hier in Kempton Park kon bly, het hy gereeld toe nou al hoe meer begin drink. In die oggende as hy die kinders afgelaai het by die skool, ek werk in Sandton, so ek is redelik vroeg uit die huis uit. Sy oggendroetine was dan nou gewoonlik om die kinders by die skool af te laai, en selfs dit, weet hy kon nie meer wag om by die huis te kom sodat hy net kan begin drink nie. En het heeltemal sy funksies, sy dag tot dag funksies heeltemal verwoes. So in 2023 in Oktober het ons laagste punt van my huwelik bereik. My man was op daai stadium, hy sou huis toe kom en hy sou drink en ons sou beklei, maar soos 'n groot beklei. Ons huis het letterlik 'n oorlogsone verander in 'n oorlogsone. Ek kon nie dink dat dit lekker was vir my kinders om groot te word in ons huis nie, want vir my as 'n groot mens was dit nie lekker nie. So ek kan nie eers myself voorstel hoe dit moes wees vir ons kinders nie. Dit was een bekleierery letterlik elke liewe dag, en dan sou ons beklei het, en dan sou my man in sy bakkie geklim het en hy sou gery het. En dan het hy vir 'n week lank verdwyn. Hy het kontak verloor met ons almal. Ons het nie geweet waar hy was nie. Hy sou dan so na 'n week se kant dan sou met my seun in aanraking gekom het. En dan was die skuldgevoelens nogals groot geweest, want jy het amper verantwoordelik gevoel dat jou man uit die huis uit gegaan het en ons weet nie waar hy is nie. Is hy veilig? Jy het die oomblik elke oproep wat jy gekry het, jy gevrees, gaan iemand vir jou sê jou man was in 'n karongeluk en is dood. En dan het jy soort in die verantwoordelikheid op jouself geneem van dat dit jou skuld was dat jou man nou ewe skielik uitgevaar het, want jy moes jou as jy maar net anders reageer het of net stil gebly het of as geword het nie. Ja, presies, as jy anders gereageer het, hoe anders kon dit gewees het. En toe in Oktober 2023 het my man vir my gesê hy wil nou niks meer met my te doen hê nie. So daardie aand sal ek nooit vergeet nie. Ek het by die huis gekom en die kinders was alleen, so hy moes hulle by die skool gaan optel het en hy het hulle vergeet. En ek het hom gebel van die werk af en ek het hy toe opgetel en gesê gaan die kinders kry. En hy het hulle gaan haal en ek het by die werk toe nou afgevat en gevra of kan ek asseblief vroeër huis toe gaan. En ek onthou hoe bang ek was toe ek huis toe gery het van hy gaan na my kinders kry by skool en ek weet hy is onder die invloed. En jy het al soort van voorberei vir die volgende geveg wat gaan gebeur as ek by die huis stop, wat nou. En toe ek by die huis stop, toe is hy nie hier nie. Die 3 kinders was hier so gewees, wat my toe nou nog bietjie verder kwaad laat word het, want hy het hulle net hier gelos. En ek het geweet hy is iewers na bar. En daardie aand wou ek hom seermaak. Daardie aand was ek wit warm. Ek het in my kar geklim, die kinders daar ingeprop en gesê nou gaan ons pappa soek. Kinders het gehuil, geskree, mamma asseblief moenie, maar ek het een ding voor my oë gesien, ek wil my man nou kry en ek wil hom verantwoordelik hou vir wat hy nou gedoen het. So het ons toe nou in die dorp rondgery en ons het hom toe nou in 'n kroeg gekry en sy bakkie voor die kroeg gesien en ingetrek en die kinders gesê bly net in die kar, mamma is nou terug. En ek het in die kroeg ingestap en ek het hom gesien sit met 'n brandewynglas voor hom, saam met 'n vriend van hom. En hulle het soos in hierdie groot vet grynslag op hulle gesig gehad en dit was net een groot partytjie gewees. En ek was so kwaad en op daai oomblik wou ek hom seermaak soos wat hy ons seer gemaak het. En ek het na hom toe gestap en ek het vir hom gevra, wat maak jy hier? En ek het nie eens gewag vir antwoord nie. Ek het hom rarig, ek het met al my krag in my, het ek hom geslaan. Ek kan onthou, ek het hom met 'n vuis geslaan op sy gesig.
Ek het gevoel dat my hand rarig pyn. Ek kan onthou die eienaar van die kroeg, het was 'n vrou gewees. Sy het my so vasgegryp toe sê sy vir my, hier is nie die plek of die tyd om so iets te doen nie. En al wat ek kon dink is, dit is presies die tyd en is presies die plek. Want dit is waar hy nou is en ek wil dit nou vir hom sê. En ek het omgedraai en ek het die haat in sy gesig gesien. En ek het omgedraai en ek het in die kar geklim en my kinders het vir my gevra, mamma, wat nou? En ek kon nie praat nie, ek was so verskriklik kwaad gewees en ek was so disoriënteerd. Ek was so kwaad vir almal. Ek was kwaad vir my kinders, ek was kwaad vir die Here, ek was kwaad vir my man, ek was kwaad net vir alles. En ek het by die huis gestop en ons het so uit die kar uitgeklim en ek het in my kamer ingegaan en ek kan onthou die kinders is toe nou eintlik ook bang. Jy weet, hulle het letterlik elkeen na sy eie kamer toe gaan. En ek het op die vloer van my kamer gaan sit en ek het 'n brief geskryf. Of nie 'n brief geskryf nie, ek het hom op my foon opgetel en ek het hierdie woorde neergeskryf wat ek ook in my boek geskryf het van hoe die Here my asseblief moet kom haal. Dat ek wil dood wees, dat ek wil nie meer hier wees nie. Dat die seer kry ewe skielik net te veel vir my geword het. Het jy daai wat jy geskryf het by jou? Lees dit vir ons. Ja, ek het. As jy wil. Ek kan dit ek kan. Ek sal dit gou vir julle lees. So dit was presies op die 2 Augustus 2023. So ek lees vir julle voor uit 'n stukkie uit my boek uit. Ek wil nie meer lewe nie. Die seer kry is te veel. Ek is verskriklik lief vir my kinders. Ek is lief vir Jacques ook. Dit maak seer hoe baie. Ek weet hy is nie meer lief vir my nie. Hy is al lankal nie meer nie. Wie gaan my dan ooit lief hê? Is daar 'n God? Dit voel nie so nie. Hoekom het ek nooit iemand gekry wat my kan lief hê nie? Ek wil doodgaan, maar wat gaan van my kinders word? Van Dylan, van Yumeri en Shanique. My alles. Maar as hulle groot is, wat word van my? Waar is God? Of is dit Jesus? Wie is wie en is dit waar? My hart sê ja, my seerhart sê nee. Ek wil nie meer lewe nie, Jesus maak my dood. Wat van my kinders? Ek het hulle so lief. Ek wil vrek, los my uit. Hoekom het jy my gekies? Hoekom? Oor en oor, weer en heeltyd bly dit seer. Hoe kry jy dit reg? Oor en oor. Ek is niks, vrek, ek is wat? Niks, sleg. Was nog nooit goed genoeg vir jou nie. Ek sal nooit wees nie. Vat my weg asseblief, Here. Of is dit God? Nee, jy het my gebruik, ek moes alles vir jou gee. Nou wil jy, soos jy sê, volkol te doen hê met my. Ek is moeg. Ek wil ophou asemhaal. Sal jy my dan lief hê? Sal jy my dan waardeer? So hierdie was 'n baie rowwe emosionele tyd in my lewe. Ja, as jy dit lees, dan hoor ek jou absoluut, jy gryp na alles, maar jy gryp na niks, jy laat gaan alles, en dis asof jy gryp, maar jy laat gaan alles, jy so deur mekaar, jy so oorweldig, jy weet nie, moet jy gryp, moet jy los, en jy's gatvol. Dis baie powerful. So ja, daai aand toe ek dit geskryf het ek toe nou daar op die vloer gesit. En ek het my foon opgetel. Ja, en ek het 'n boodskap vir ons daardie tyd was ons nog lidmate van die NG Kerk in Edenvale. En ek het 'n boodskap vir ons dominee geskryf en ek het vir hom gesê, Dominee Pieter, ek is verskriklik, ek het regtig hulp nodig. Ek weet nie wat se kant toe nie, help my. En ek het 'n afspraak met hom gemaak om hom die volgende dag te gaan sien. En ek kan onthou toe ek daar opstaan, toe ek weer eens, ek was so vasgevang in hierdie emosie van verwerping en weggooi. En ek het my Bybel gevat en ek het hom in 1000 stukkies geskeur. Ek het letterlik elke memory, elke boodskap, ek het my Bybel gehad vandat ek 'n kind was. En die absolute, ek weet nie meer wat om te doen nie. Is daar regtig 'n God wat my kan help? En ek het my Bybelstuk ingeskeur. Ek het elke bladsy uitgeruk
En ek het daai bladsye wat ek uitgeruk het, ek verder opgeskeer. Ek het hulle soos in fyn stukkies opgeskeer. En ek kan onthou dat dit nie regtig die bevryding vir my gegee het wat ek wel gehad het nie. En dit het my inteendeel eintlik net meer hartseer gemaak. So die volgende dag, toe ek na Dominee Pieter toe was, het hy vir my 'n boodskap gestuur dat ons afspraak sou vroeg die oggend gewees het, maar hy het toe nou 'n vergadering gehad met een of ander ietsie anders wat hy aangehad en hy sê toe vir my kan ons 'n afspraak maak vir 11:00. En ek was so al reeds op pad na hom toe en ek het daar omgedraai en ek het na ons naaste mall toe gery. En ek het by Koenboeke ingestap en ek het my nuwe Bybel gaan koop. En ek is versot op pink. Ek is baie lief vir Point Pink. So my boodskap hier, my boek se naam is ook Pinkste. Want daardie aand het ek besef dat ek my pink verloor het. Ek kan onthou Rosie, voordat jy aangaan. Nee, dis okay. Ek wil net gou 'n oomblik vat om net stil te staan by hierdie ervaring. Jy skeer jou Bybel op. Hoekom? Hoekom skeer jy jou Bybel op? Wat is dit wat jou dryf? Dink jy in daai oomblik jy blameer die Here? Dink jy hy bestaan nie? Dink jy hy's nie goed nie? Dink jy is 'n joke vir hom? Wat gaan deur jou kop dat jy jou Bybel skeer? Ek dink is al daai dinge. Ek dink dit is 'n kombinasie van ek het gevoel ek is nie goed genoeg nie. Ek het gevoel ek is nie moeite werd vir God nie. Ek het ook gedink is 'n joke. Ek het gedink dit is 'n grap want jy weet mens leer van 'n liefdevolle Vader en 'n liefdevolle God wat omgee. Maar 'n God wat omgee, jy weet hoe veroorsaak hy dan 'n huwelik wat jou man vir jou sê dat jy nou niks meer werd is nie, dat hy jou los, dat hy jou nie meer wil hê nie, dat hy drank bo jou verkies. En ek was kwaad vir die Here. So dit was soort van 'n gemengde oomblik wat ek beleef het. Dit was bestaan God regtig? En dan sê ek weer vir myself, ja, hy bestaan, maar hy is net nie lief vir my nie. En dan sê ek weer vir myself, maar ek is nou bitter kwaad vir die Here. En ek wil vir hom wys, dat ek nou hierdie keuse maak, dat al sy beloftes wat hy vir my gegee het, vandat ek klein is, nou regtig niks meer vir my beteken nie. En dit was 'n oomblik wat en ek dink vandag, jy weet, ek het nou 'n pad met die Here gestap baie, en ek dink in 'n mate, ons hoef nie voor te gee vir die Here nie. Hy het ons gemaak, hy ken ons, hy weet wie ons is. So selfs wanneer ons oomblikke soos hierdie belewe, dink ek nie, het ek nie dit ervaar, dat die Here vir my gesê het, okay, nou is ek klaar met jou nie. Ek het dit inteendeel vir hom gesê. Maar hy het my toegelaat om te voel wat ek voel, want ek dink in daai oomblik het ek seker nodig gehad om te wend en te ryf en te kere te gaan maar toe ek dit nou klaar gedoen het die Here net vir my vasgehou en ek het hierdie pad saam met hom begin stap. Ek het daai dag toe ek in Koenboeke instap en vir my 'n nuwe Bybel koop, toe is dit asof die Bybel met die pink omslag vir my sê koop my. Dit is soos 'n koop my. En ek het die afspraak met Dominee Pieter nagekom, maar toe ek weer by die huis kom, het ek in my kamer ingegaan en ek het op my bed gaan sit en ek het die pink Bybel van my gevat en ek het vir die Here gesê, Here, hier is ek nou. Dit wat gister gebeur het, ek weet daarvan, ek gaan nie meer voorgee nie. Ek gaan nie meer voorgee dat my huwelik gesond is nie. Ek gaan nie meer voorgee dat ons gesin gesond is nie. Net soos dat ek nou hier op die bed sit, dit is wie ek is. Nou weet ek nie verder nie. Nou is dit net wat dit is. En ek het my Bybel oopgemaak en het het oopgeval by Psalm 37 en die Here sê toe daar, vertrou my en ek sal jou hartsbegeertes vir jou gee. En hy sê vir my, vertrou my en woon rustig voort. En dan sê hy vir my 'n derde keer, vertrou my en moenie verder kwaad word nie. En dit was vir my soos 'n wow. Dit was vir my soos 'n wow oomblik van, dis asof die Here presies geweet het hoe ek voel, hoe kwaad ek was, hoe seer ek was. En sy antwoord was nie net een keer van vertrou my nie, sy antwoord was 3 keer.
vertrou my, vertrou my, vertrou my. En hy sê toe daar vir my dat hy my hartsbegeertes vir my gaan gee. En hy sê vir my, net so 'n bietjie verder af in die versie, sê hy vir my dat hy my onskuld sal bewys. Want vir so lank, soos wat jy nou nog gesê het, jy weet, as mens om 'n braaivleisvuur staan en jy drink nie en jou man drink en die mense om jou drink, dan sal hulle naderhand vir jou sê, maar hoekom drink jy nie? En jy sal soort van die skuld kry. Hoekom drink jy nie? Wat's fout met jou? En daai onskuld wat die Here hier vir my beloof het, dat hy sal my onskuld bewys. En ek het aan daai Psalm 37 vasgehou vir 2 jaar. Nou nog, is nou al meer as 2 jaar. En selfs in ons loop na die pad van genesing, maar selfs nou nog is daar oomblikke wat mens onthou en mens onthou hierdie dinge. En dan kry ek weer daai belofte van die Here wat vir my sê, vertrou my, maar jou storie is nie klaar nie. En dit was net vir my 'n wow oomblik gewees. Yes. Okay. So wat gebeur toe? Wanneer het jou man se omkeerpunt gekom? Baie lank van daai oomblik af. O. So ons het toe is nog dit was baie lank van daar. Ja. So my man, hy het op daai oomblik het ons toe nou probeer, ek het nou nog vasgeglo my man gaan verander en ek het vasgeglo dat ek hom gaan help om tot bekering te kan kom. En ek het vasgehou dat ek het vasgehou dat hierdie belofte wat aan my gegee is, 'n bewys is dat dinge gaan vinnig verander. So ek onthou, jy weet my man het toe nou volstoom gedrink en hy sou weggegaan het vir 'n week, of baie keer 2 weke wat ons nie geweet het waar hy was nie. Dan wanneer hy by die huis gekom het, het ek nie meer met hom beklei nie. Ek het my bes probeer, of kom ons sê eerder so, ek het my bes probeer om nie meer met hom te beklei nie. Ek kan onthou die een keer toe hy terugkom het, hy was stikkend. Hy was stikkend. Hy kon nie meer funksioneer nie, hy kon nie meer eet, slaap, niks. Hy sou wakker word om te gaan drink en dan sou hy weer gaan slaap, nadat hy uitgepaas het, dan word hy weer wakker om te drink en al daai goeders. En ek kan onthou dat hy eendag so terugkom het, toe ek sy voete vir hom gevra het, toe vra ek vir hom, Jacques, hoekom doen jy dit aan jouself? Dit is hoe doen jy hierdie aan jouself? Dit was my soos ek kan nie verstaan dat enigiemand dit aan homself doen nie. En so het ons storie toe nou aangaan in Januarie 2024, was hy, een dag het hy weer verdwyn, en hy het seker so 4-5 dae nadat hy verdwyn het, het hy vir my 'n boodskap gestuur, te sê vir my, hy kan nie meer nie, hy het hulp nodig, en hy het homself in 'n rehabilitasiesentrum gaan inboek, in Kempton Park in Elim, en ek het gedink, halleluja, die Here verhoor my gebed, en dinge gaan nou verander. Ek was vasoortuig dat my man genees gaan wees, en dat hierdie mense hom gaan help, en dat hy daar gaan uitkom, en dat alles net gaan reg wees. En ja, hy was 3 weke lank in rehabilitasiesentrum, en toe hy uitkom, was hy 2 dae by die huis, en toe begin hy weer te drink. En ek was so kwaad, ek sê, hoe doen jy dit dan nou weer van vooraf, ons gaan nou weer van vooraf hierdeur gaan, en ons het, jy weet, beloftes gemaak, en dan het hy gehuil, en dan het ek gehuil, en ek het hom geglo, en ek wou hom glo, en ek wou hom nie glo nie, en dit was so die mekaar in ons huis, was soos 'n oorlogszone gewees, en dan het ons soos beklei, en dit was net soos 'n aaklag gewees, en ek kan onthou, toe in April 2024, toe was dit weer so chaoties in ons huis gewees, en ek het naderhand so, mens raak so vasgevang in hierdie siekte, van wanneer jy buitentoe loop, dan, as jy in die badkamer, as jy in die kamer inkom, dan lig jy weet, as jy die kas oopmaak, dan sien jy weggesteekte drankbottels. As jy buite in die tuin gekom het, en dan het jy begin soek vir die drankbottels, want jy het geweet, hulle is weggesteek. Dan het jy, as jy die hondjies uitgevat het om buitentoe te gaan, dan sou ek eers tussen die tuin in die blomme en goeder skrap, en dan sou ek hierdie borrels brandewyn kry. Ek kan onthou, my dogtertjie het eendag, het sy 'n baadjie gesoek, wat toe nou bo na kas was van die wintersbaadjies, en toe sy nou op die stoeltjie klim, om te kan sien wat nou bo is,
En toe sy daar bo sien, toe sy hierdie weggesteek drankbottels onder haar klere. En die ander dag het ek ietsie onder my kind se bed, iets het so agter ingeval, en toe ek nou buk om die goeders op te tel onder haar bed, toe lê daar 3 bottels brandewyn vir my so in loer onder die bed. As ek wasgoed gewas het en ek het die tuimeldroër oopgemaak, dan loer die brandewyn vir jou. Dit het my mal gemaak. As ek in die kar geklim het ek eers onder die sitplek gekyk. Dit was asof ek heeltyd drank en dit maak jou rarig mal. Dit maak jou mal om te sien wat gebeur en dat dit nie stop nie en die leuns wat daarmee saamgaan, want elke keer is dit weer van vooraf beloftes, ek gaan nie meer drink nie, ek weet nie hoekom ek drink nie, dit gaan nou verander en dan sal weer groot trane en ons huil en ons bid en dit was alles net vir my dat dit net nooit opgehou nie. En toe in April laas jaar of 2024 het my man weer op ekspedisie gegaan van homself dooddrink en ek het regtig gedink ek gaan homself dooddrink en op daai oomblik kon ek nie meer omgee nie. Ek het gevoel van, weet jy, nou moet jy meer jouself dooddrink, van ek kan nie meer hiermee saamleef nie. Snaaks so baie mense daai woorde sê van ek kan nie meer nie en dan doen jy nog steeds. En ek kan onthou, sy werk het my gekontak en vir my gevra, want hulle kon my nie in die hande kry, want hy werk van die huis af, so hulle kon hom nou nie meer in die hande gekry het om e-posse te beantwoord nie, en ek sê toe vir hulle, hy is besig om te drink, en hy gaan homself dooddrink. So ek weet nie wat julle wil doen nie, maar ek weet nie, hy wil nie vir my luister nie, hy wil nie na my raad luister nie, en ek weet nie of daar iets is wat julle kan doen nie. So toe sy waar toe nou gereël, as deel van hulle disciplinêre proses het hulle toe nou omkom haal, en hulle het hom na 'n rehabilitasiesentrum toe gevat, in vereniging, en hy was daar vir 60 dae. En voor hy opgeneem is, die week voor hy opgeneem was, het hy aggressief begin raak. Hy het sy vuiste begin gebruik, hy het ons nooit geslaan nie, maar die verbale mishandeling waarom hy saamgegaan het, was verskriklik. Hy sal op ons gegil het, hy sal op ons geskree het. Hy het my seun wel geslaan met 'n plathand. Hy het sy windskerm stukken geslaan. Die honde het afgechop. Jy weet, al was heeltyd aggressie, hy het homself seer gemaak. Ons was bang dat hy gaan selfmoord pleeg, so ons het soort van die kluis soos 'n valk begin dophou. Die sleutels, dankie Vader, hy het dit iewers misgedrink. So ons het nie geweet waar die kluis se sleutels was met die gewere in nie. Want hy het jaggewere gehad. En toe hulle hom toe nou daar opneem in rehab, was ons, my kinders, regtig vir die eerste keer bang vir hom. En ek het geweet, ons kan nie meer so voortgaan nie. My klein dogtertjie, sy was daai storm 3 jaar oud, sy het in die aande gehuil, dat sy in die middel van die nag sou wakker word, en dan sou sy skree, en as jy na toe kom om haar te troos, dan is dit asof sy jou soos wegstoot, en my oudste dogtertjie het al hoe stiller geword, soos in sy alself soos van heeltemal onttrek van die samelewing af, sy wou niks meer praat met niemand nie, stil geword, ja, dit was, ek het die trauma in my kinders lewe begin raak sien. Ek was so gefokus op my man en om my man te probeer help, dat ek hulle misgekyk het. En toe hy nou uit daai April maand, toe hy nou weer opgeneem is, in 'n rehabilitasiesentrum, ons kon die eerste 30 dae, mag ons glad nie kontak met hom gehad het nie. En ons moes alles begin alleen doen. Ek was alleen ouer, my man se salaris was aangepas gewees, so ons het 'n finansiële impak gehad op ons huishouding. Ek het begin beplanne maak van dat ek nie meer saam met hierdie man wil lewe nie. Ek het 'n soort van 'n aggressie teenoor hom begin ontwikkel van hoekom doen hy dit aan my? Hoekom doen hy dit aan sy kinders? Jy weet, verstaan hy nie? Jy weet, hoe kan 'n mens aanhou om jouself so seer te maak en nie net jouself nie, maar ook ons gesin? En dan het ek weer, jy weet, vir die Here gevra, maar Here, U dan vir hierdie belofte vir my gee, wanneer gaan dit gebeur? Maar elke keer as ek met die Here gepraat het, was dit net asof my weer terug sê, vertrou my. En
in ons reis met die hele storie het ek ook begin besef dat die woorde vertrou my beteken nie dat ons met hierdie ding moet saamleef nie. Ons hoef nie meer, ek dink baie mense justify soort van jou huweliksbeloftes en jy moet by jou man staan en jy moet traumatiese oomblikke beleef want dit is wat die Here van jou verwag en jy het 'n huweliksbelofte afgelê. En ek sê vir geen oomblik want ek weet dat die huwelik 'n covenant is, maar wanneer daar mishandeling bykom, dan ons aanbid 'n God wat lief is vir ons en ons aanbid 'n God wat 'n wonderlike toekoms vir ons beplan en dit was nog nooit in sy plan vir ons as sy kinders om in trauma te leef nie, om in so vrees te leef in ons huishouding. En ek het begin besef dat ek kan vir my man bid, ek kan vir my man lief wees, maar ek hoef nie meer saam met dit te leef nie. So ek het toe nou geglo, toe hy nou die tweede keer in rehab was, het ons toe nou weer het ons hom weer begin besoek. Was kort besoeke gewees, het was net Sondag vir 'n paar uur. En ons het met mekaar begin praat en hy het met my gepraat en hy het om verskoning gevra, vreeslik gehuil. En ek het hom weer geglo. Ek het weer vertrou en ek het weer geglo dat hy gaan verander en dat dinge gaan beter raak. En toe hy ontslaan is, het ek hom gaan haal. En hy was nie eers 'n week by die huis nie en toe drink hy weer. En ek was, ek weet nie hoe om dit te beskryf nie, jy weet, 'n absolute emosie van nie weer nie, asseblief, ons kan dit nie weer doen nie, ons kan nie weer hierdie pad stap nie. En ek het 'n beraader begin sien, haar naam is Karen, en sy het vir my gesê, een of ander tyd, ek het probeer om my man te red, jy weet, ek het daai ding in my begin hou van, ek gaan sy redder wees, en hy gaan iewers gaan hy na my begin luister, en dan gaan hy tot bekering kom, en dit is wat ek van hom vir hom begeer, dit is wat ek vir ons gesin begeer, en ek is vas oortuig dat dit gaan gebeur, maar ek kon nie meer deelneem aan alkoholisme. Ek het geweet hy gaan gered word. Ek het dit 100% geglo, want ek het geglo aan die belofte wat die Here vir my gegee het. Maar terwyl dinge so die mekaar was, kon ek nie met my kinders daardeur sit nie. Ek kon nie meer myself hierdeur sit nie. En ons het in Oktober laas jaar, nee, was dit Oktober? Nee, dit was bietjie vroeër, dit was September laas jaar. Toe hy eendag het hy verskriklik op ons gegil en ons op ons geskree en hy het weer sy vuiste teen die muurstukken geslaan, hy het die TV-stukken geslaan, hy het die agterdeurstukken geskop en die kinders was ontsettend bang en ek was bang hy gaan iets aan ons doen en ek het my vriendin gebel, maar daardie dag was dit asof 'n kalmte oor my gekom het en gesê, hierdie oomblik is die oomblik wat dit gaan ophou. Ek het my foon gevat en ek het hom rekord en ek het hierdie stemboodskap of hierdie stem wat hy so op ons skree, het ek rekord en ek was soos dood kalm gewees. En toe hy so te kere gaan en ek kan onthou hy ons die voordeur toegeslaan en hy het in sy bakkie geklim en hy het gery. En ek het daai boodskap het ek vir my prokureur gestuur. En ek het hom vir ons maatskaplike werker gestuur en ek het vir hulle gesê dis nou klaar, dis genoeg. En ek het hom vir my vriendin gestuur. En die volgende oomblik het Jock teruggekom. Hy het weer terug in die jaar in ons erf ingery. En ek het vir my vriendin gebel en haar man. En hulle bly nie te ver van ons nie. Dit was seker 5 minute toe stop haar man hierso. En ek kan onthou hy nie toe met my man gaan praat buite met Jock. En hy was ewe skielik hierdie aggressiewe persoon en dit was binne sekondes het hy in 'n gebreekte, weerlose persoon verander. Maar op daai oomblik het ek het niks geworry nie. Ek soos in hierdie oomblik is nou my oomblik wat ek vir jou sê, dis nou klaar. Ek kan nie meer nie, ons kinders kan nie meer nie, ek kan nie meer nie, ek gaan nie meer nie. En ek het my prokureur gevra om te help. Ons het begin met 'n egskeidingsbevel en ons het die bevel toe nou afgelewer dat die biljoen hom op hom aflewer. Ek en die kinders het daardie aand uit die huis uitgetrek en ons het by my vriendin gaan bly vir 'n hele week lank.
ons het aansoek gedoen by die hof vir 'n beskermingsbevel wat ook 'n uitdaging is op sy eie. So ek kan onthou my prokureur se naam is Jaco. Hy was 'n hele paar keer in die hof gewees wat hy moes hy weer goeders indien en dan is papier 500 nie geteken nie. Dan was daar ietsie mis of so iets gewees. Maar ons het toe nou die voorlopige beskermingsbevel gekry en Jacques moes uit ons huis uit pad gee en hy het nêrens gehad om te gaan nie. Ek en die kinders het teruggetrek huis toe en ek kan onthou daai eerste week toe ons nou weer in ons huis gebly het, was net ek en hulle. En ek het buite gestaan en ek het vir hulle gevra, wat nou? Jy weet, waar is die belofte nou? En ek het opgekyk en dit was volmaan en die volmaan skyn soos tussen, ons het 2 sulke groot bome in ons erf en die volmaan het soos geskyn so tussen die 2 bome. En op daai oomblik het dit vir my gevoel asof die Here sê, ek is steeds in beheer. Ek is die God wat die maan maak en die aarde en die sterre en alles is in my beheer. So vertrou my. Laat gaan. Vertrou my net. En ons het begin op ons eie leef. So my man, weet nie waar hy was nie, hy het rondgeswarf tussen sy broer. Hy het vir sy ouers bly in Jeffreys Bay. So hy het party keer het hy by hulle gaan bly. Meeste van die tyd het hy in gastehuise gebly. So ons het toe nou begin saamwerk met ons maatskaplike werker. So hy kon die kinders gesien het onder haar toesig, maar dan sou hy ook eers vooraf jy weet soos 'n toets doen om te bewys dat hy nugter is. So hy kon die kinders gesien het as hy nugter is. Meeste van die tyd het hy nie sy afsprake nagekom nie. Hy was letterlik, maar ons het vir die eerste keer in hierdie 2 jaar het ons begin rustig raak. So ons huis het weer vrede gekry. Dit was nog steeds moeilik. Ek meen om te laat gaan is nie maklik nie. Om te sê, Here, dit is nou evil. Ek weet nie meer wat vir ons voorlê nie. Ek het nie meer geweet waarvoor ek bid nie. Ek het ook vir die Here gesê, ek weet nie waarvoor ek bid nie. Jy weet, in die ou tyd sou ek gebid het, asseblief herstel hom, genees hom, wees met hom, hy moet terugkom, ek wil 'n man hê, al hierdie goeders, ek het 'n lysie gehad van alles wat ek wil hê. En op daai stadium het ek net gebid, Here, evil, want as hy moet terugkom, moet hy asseblief net nie weer terugkom met drank nie, want ek kan nie meer met hom leef, as hy gaan aanhou drankies nie, maar wees asseblief net met hom, daar waar hy is. Ek het nie geweet waar hy was nie, ek het nie geweet enigiets, so iets nie. So, ja, dit was 'n moeilike tyd gewees. En toe Oktober laas jaar, het my man toe sy oomblik gekry waarvan jy gepraat het. Hy het by parkeerarea gesit met 'n foto van ons gesin in sy een hand en 'n bottel brandewyn in die ander hand. En hy het die bottel brandewyn uitgegooi en hy het my vriendin se man gebel en hy het vir Henny gebel en hy het vir hom gesê asseblief kom help my. En Henny het toe nou gaan help en daardie aand het hy homself weer in rehab ingeboek en hy was vir 21 dae in rehab en daardie aand, hy het nou net vertel van sy storie en wat ek ook in my boek skryf, wat met hom gebeur het en hoe hy die Here gesmeek het asseblief om genade aan hom te bewys, want hy daai dag het sy werk ook vir hom laat weet, hy word soort van verbied om verdere werk vir hulle te verrig en hy was sonder 'n familie en hy was sonder 'n werk en hy het sy rock bottom bereik en hy het die Here ontmoet en hy het tot bekering gekom in 'n rehabilitasiesentrum en hy sê hy daai Sondag wakker geword, die vorige aand was hy in 'n kroeggeveg betrokke gewees en hy sê die ouens het hom so geslaan, maar hy sê dis asof die Heilige Gees met hom gepraat het daai aand en hy het vir hom gesê, dis reg so Jock, vanaand word jy goed gevoeder, maar môreoggend as jy wakker word is jy myne, en dan gaan jy begin om vir my te werk.
So Jacques sê dit was soos 'n helder stem oomblik in sy lewe en hy het gehoor dat die Here vir hom sê vanaand is die laaste aand. So hulle gaan vir jou goed voeder. En hy het wakker geword toe hy in rehab is en hy het gesmeek dat die Here asseblief hom genadig moet wees. En die volgende dag het sy werk om toe na gekontak en vir hom gesê jy kry een kans, een laaste kans. En hy sê hy het op sy knieë voor sy bed neergeval en hy het net dankie gesê vir hierdie een geleentheid en hy het besef hy het 21 dae in rehab en hy gaan hierdie 21 dae laat werk. So sy beraders en almal wat saam met hom betrokke was in 'n rehabilitasiesentrum en hy het vir die eerste keer begin saamwerk. En daai dag toe hy ontslaan is, was daar niemand wat hom gaan haal het nie. Daar was nog steeds beskermingsbevel in plek. Hy het nêrens gehad om te gaan nie. Ek was nie daar met die kar en die kussings en die klere en 'n tassie om hom te gaan haal nie. Hy was op sy eie en hy moes op sy eie daar buite moes hy begin bewys dat hy verander en hy het begin saamwerk met ons maatskaplike werker en toe in net so middel November toe het sy ons gebel en gevra of hy het met haar gereël dat ons 'n afspraak kan maak om mekaar weer te sien onder haar toesig en leiding. En ek kan onthou toe ons daai sessie bygewoon het, was dit snot en trane het 'n nuwe betekenis gekry. Ek het gehuil, weer gehuil, nog gehuil, oorgehuil, van vooraf gehuil en alles. En Karine het voorgestel dat ons die beskermingsbevel terugtrek. En nie dat hy moet terugtrek nie, maar ek kan onthou my kinders se spelterapeut het eendag vir my gesê as die Here werk hy vinnig. En einde November het ons die beskermingsbevel teruggetrek en die 1 Desember toe het hy teruggetrek huis toe. En ons is nou al op 325 dae wat hy nigter is. En soos die Here vir my beloof het, dit was in Jesaja iewers, ek weet nou nie, het hy vir my gesê, 'n belofte vir my gemaak, wat hy vir my gesê dat hierdie vervalle huis sal hy weer herstel. En dit was vir my so mooi, want hier gaan nie pleisters meer geplak word nie, hier gaan nie meer op die sere en swere van die verlede, gaan ons nie meer pleisters plak nie, hier word dinge nou oorgedoen, hier word dinge nuut gemaak, en ek hou vas aan daai belofte, en ek hou nog steeds vas aan Psalm 37, waar die Here vir my sê, dat ons hartsbegeerte, my hartsbegeerte van 'n gesin, van 'n gelukkige gesin, gaan gebeur, en ja, ek sal nie sê dis maklik nie. In die begin was dit baie moeilik, veral in die begin. Vertroue is die laaste ding wat terugkom. Ons het rarig, ons gaan nou nog, en ons is nou al in maand 11, ons gaan nou nog vir berading. En dit word elke dag is al ietsie anders wat bespreek word en gesels word en hoe ons kinders kan betrokke raak en ons loop rarig, ons het 'n keuse gemaak om die Here te vertrou, want ek weet baie mense vra vir my, hoekom vat jou man terug? En dan dink ek myself, ek het dan hiervoor gebid. Ek het aan die Here gesmeek hiervoor. En hy het beloof dat hy dit vir my gaan gee. So hoekom sal ek nou, wanneer hy dit dan nou vir my gee, hoekom op dese aarde sal ek dit in sy gesig terugtrek? En ek kan net getuig van die Here se liefde en genade. Dis 'n absolute onbeskryflike genade, dat iets wat so stikkend was, weer kan herstel. Dit is net 'n absolute wonderwerk. Rosie, hoe lyk julle huwelik nou? Nou, is heeltemal anders as wat dit ooit van tevore gelyk het. Ek dink nie enige huwelik sal seker ooit probleemvry wees nie. Daar's nog steeds baie drama en goeters waardeur ons werk, maar vir die eerste keer is dit asof ek en Jacques saamwerk om ons huwelik te laat werk. Ons word wakker in die oggende en jy weet ons groet mekaar met daai gevoel van yes, ek is regtig lief vir jou. En dis nie net meer van ek sê dit vir jou nie, ek voel dit ook. Ek voel dat my man lief is vir my en dit is iets wat ek nooit regtig geken het in hierdie hele alkoholisme storie nie. En ek voel dat dit nie my liefde is wat my man laat maak dat hy vir my lief is nie. Ek voel dat die Here binne in hom daai liefde in hom veroorsaak en voed en vertroetel.
En dit verander alles, want ek is nie die belangrikste persoon in sy lewe nie. God is nou. En hy is ook nie meer die belangrikste persoon in my lewe nie, want God is. En ek dink as dit verander, as jy daai skuif maak dat jou huweliksmaat nie jou redder is nie, maar dat God jou redder is, dan verander jou huwelik sommer net heeltemal. Die rots, die fondasie van enige heilige huwelik is die Here self. So. Ons kan baie maklik, So. dit is 'n groot ding in huwelike, dat ons baie maklik wil ons behoeftes wat ons het, kom ons sê, ek en my man het net nou met ons kinders hieroor gepraat, een van die grootste krapperigheid in 'n argument is, sê nou maar jy het 'n argument, nê? En nou wil jy beter voel na die argument. Maar jy wil hê jou spouse, jou man of jou vrou moet jou laat beter voel. So jy gaan na hulle toe, want hulle woorde, troos, liefde, wat ook al jy kry by hulle, moet jou nou laat beter voel. So, maar as hulle nie vir jou presies gee wat jy nodig het om beter te voel nie, dan is dit nou 'n nuwe dingetjie wat, hoekom, Ja. want ek voel nou nie so, maar, as ons daai draai om te sê, weet jy wat, my emosionele gesondheid anker ek nie in die mens Amen. langs my nie. Exactly. Ek anker dit in die Here en die Here se goedheid. Nie ek kry by die Here alles wat ek wil hê nie dit nie. In die Here se karakter, wie ek weet die Here is in sy woord wat hy vir ons sê wie hy is. Dan, maar slegs dan, het ons 'n stabiele interne welstand. En ek hou nie meer my spouse, huweliksmaat, verantwoordelik om my gelukkig of tevrede of wat ook al te hou nie. Ja. Ek onthou 'n stukkie wat ek gelees het wat vir my regtig verskriklik mooi was. Ek volg die vrou op Facebook, haar naam is Juanita Grobler. Haar Facebook page se naam is Jy is genoeg. En ek onthou sy het hierdie stukkie geskryf van Petrus wat toe hulle vis gevang het en die aand nie vis gevang het en die hele nag deur gesoek het vir visse en daar's niks nie. En die volgende oggend wat die Here op die strand verskyn en hy sê vir hulle, gooi net jou net aan die ander kant in. En ek dink hoe sy dit beskryf het, is so mooi van hoe hierdie man wat ver staan, en ons is vissermanne van beroep, hoe sal ons dan nou nie weet wat ons doen nie? Maar hulle, wanneer die Here praat en hy vir my ook gesê, vertrou my, dan het jy nie 'n keuse nie. Want die stem wat jy hoor, dra gesag. En ek dink soos wat Petrus hulle seker gevoel het, van gooi net die net aan die ander kant in, dan het jy nie 'n keuse as om dit te doen nie. So nie nou tyd om te strei nie. Nee, en ek weet hulle doen dit nou, hierdie hele storie, ek weet nie, storie wat ons almal ken, van die vis wat so baie was. Maar die einde van die storie wat sy toe nou geskryf het, is, dit gaan nie oor die vis nie. Dit gaan nie oor die wonderwerk nie. Dit gaan nie oor ons huwelik wat gered is nie. Dit gaan nie oor die huwelike wat daar buite is, wat die Here gaan vir dit alles maak nie saak nie. Dit gaan oor die man wat op die strand staan. Dit gaan oor Jesus. Dit gaan oor hom. En ja, dit is vir my so, ek weet my hele getuienis is gebaseer op hoe goed en hoe God en hoe wonderlik God is, ongeag die wonderwerk wat hy gedoen het in ons gesin en in ons huwelik. Dit gaan oor Jesus en ek wil regtig my hele lewe lank getuig van sy goedheid en sy grootheid, ongeag van die wonderwerke wat hy laat gebeur. Want ons dien 'n goeie God, ons dien 'n goeie Vader. Ja, absoluut. En nou jou storie is daadwerklik inspirerend. En ek dink hy het 'n dinamika aan hom dat die in Engels sal mens sê, ek dink baie meer in Engels as in Afrikaans. So ons sal sê die principle. Die prinsipe, ek dink is die woord, ek sien seker nie. The principles in jou storie is universal. Dit spreek tot alle omstandighede. Die feit dat ons draai na die woord toe, die feit dat in swaar tye bevraagteken ons die goedheid en die getrouheid van die Here. Dis menslik. Die feit dat jy weet daar's wonder en oorgee aan die Here.
En om nie te staan op jou eie twee voete en vir jouself te veg nie, maar laat die Here vir jou veg. So hierdie is alles principles wat jou storie oordra, wat dit baie hoe sal ek sê relevant maak Ja. tot 'n verskeidenheid van omstandighede. So Rosie, dit is wonderlik. Ek is so dankbaar dat jy jou storie deel en dit is 'n voorreg om hierso ook jou storie te kan voorstel. As jy soos ons nou die gesprek land, het jy enige closing thoughts? Wat is jou boodskap vir vrouens wat dalk, selfs mans, enige persoon wat hierso luister, dalk is dit alkoholisme waarmee die persoon sit, dalk is dit egbreek, wie weet wat die mense omstandighede is. Maar wat is jou bemoediging vir mense wat 'n stryd stry? 'n veg. Wel, die ding wat vir my, wat ek kan van eerlik getuig, is dat jy nooit alleen is nie. Jy weet die trane wat jy dink jy alleenig in die badkamer stort of nie stort, of in jou bed, of waar ook al. Jy is nooit alleen nie. God sien elke traan van jou raak. En jy is kosbaar vir hom, so hy weet waardeur jy gaan en hy sal jou nie in die steek laat nie. Dit mag dalk rof en dinge is baie die mekaar. Maar wanneer jy daardeur kom, dan besef jy dat die Here jou regtig daardeur gedra het. En dan vir mense wat ook soos vrouens veral soos ek is, jy weet, ek dink nie wat die groot fout wat ek gedoen het, is ek wou my man red. En dis iets wat definitief, jy weet, jy kan vir jou man bid, jy kan vir jou vrou bid, of vir die persoon bid wat in verslawing is, of waar ook al, waardeur hulle gaan, maar jy kan nie daai las vir jou man dra, of vir jou vrou dra nie. Dis 'n keuse wat net daai persoon kan doen. Jy kan jou man, vrou aan die Here opdra, maar jy kan hulle regtig nie red nie. Dis God se werk. En dit is ook daai eie persoon se werk, want God steek sy hande uit. Hy sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Maar dis ook, hy weet, hy's 'n God van genade. Hy gee ook ons die vrye keuse om daai aanbod te aanvaar of nie. So baie keer is dit soos die storie van die verlore seun. Jy weet, daai seun moet by daai varke self besef, ek wil huis toe gaan. En dan is die liewe Vader, hy wag vir jou. Hy wag vir jou met oop arms. So dit is my raad. En dan die ander ding is, kry vir jou 'n goeie ondersteuningsnetwerk. Kry vir jou mense met wie jy kan praat wat daardeur gaan. Ek het byvoorbeeld nou 'n WhatsApp groepie gestig van die vrouens wat met my in kontak gekom het en baie keer is dit net bemoedigend om met mense te praat wat ook ervaar wat jy ervaar. Maar laat dit opbouend is en jy weet, die mense wat vir jou raad gee, maak seker dat hulle die regte raad gee. Jy weet, soos in beraders, daai tipe van goeders. 'n Prokureur in terme van jou kinders, van jy het regsadvies definitief nodig. So dit is nodig om uit te reik na hierdie mense wat jou kan help. En dan, ja, ek dink sluitingswoorde sal ek sê, is moet nooit ooit hoop verloor nie. Die Here kan regtig herstel en ek en my gesin en my man en my kinders is 'n lewendige getuienis daarvan. Van wanneer dinge baie keer hopeloos is en wanneer jy dink genade, dit gaan nie beter word nie. God herstel. Hy maak beloftes van 'n vervalle huis wat hy herstel. En dit is nie eers pleistertjies plak nie. Dis letterlik oorbegin. Dis nuut maak. So moet nooit ooit jou hoop verloor nie. En dis my raad wat ek vir die mense daar buite kan gee. Ja, dis kosbare raad en advies. Ek is geïnspireerd. Ek dink ons kan nooit genoeg hoor die goedheid van die Here nie, want in ons wêreld waar ons vaskyk in soveel seer en donkerte, kan ons baie maklik wonder, waar is die Here in al die swaar kry en al daai. So dit is 'n tydsame boodskap. Baie dankie vir jou getrouheid om jou getuienis te deel. Ek weet dit is nie altyd maklik om deur van die details te praat. Iemand mens onthou en ja, mense het vergewe, maar genesing vat tyd, nê. So
Beslis. Ja, so as hierdie boodskap jou geseën het, Rosie, ek wil gou gevra is as iemand jou wil kontak, nê, hoe Ja. kan is jy oop vir so iets? Hoe kan hulle te werke gaan? Beslis. So, ek ben Moet myself hulle se my nommer deel. kontak en dan kan ek net ja, kom ons Ja, ek jy is dink baie welkom om my selfoonnommer met hulle te deel. of jou En e-posadres. Wil hulle jy kan dalk jou of my e-posadres deel? e-posadres. Deel hom dit gou is met ons. okay, dit is Kotse, Kotze, dan Rosie, soos die blom, ROSIE 05@gmail.com. So ek herhaal dit net gou, dis Kotse, Rosie 05@gmail.com. So ja, hulle kan uitreik, hulle kan in kontak met my kom, soos ook deel word van hierdie WhatsApp groepies wat ons al 'n paar vroue is wat net mekaar ondersteun en mekaar maar net partykeer bietjie moet inpraat. En ja. En dan ja, Okay, ek het my wonderlik. boekie So daar- geskryf, so as iemand sal, kan hulle my maar net in kontak kom. Het jy jou boekie by jou? Ja, Wys hom ek vir het ons. hom. So, dit is my boekie. Hy is ook beskikbaar. So dis my pink flamink wat ek my pink vere teruggekry het. So hy is ook beskikbaar in Engels, The Power of Pink. So ja, ek is baie trots hierop. Baie. Ja, dit is indrukwekkend. Okay, goed. So as jy wil uitreik na Rosie, haar e-pos is kotse.rosie05@gmail.com. Andersins kan jy vir my 'n boodskap stuur en ek sal vir jou die koneksie maak. Maar onthou nou, as hierdie boodskap vir jou geseën het, deel dit ook met iemand anders. En like, share, ek weet nie, doen al die social media good stuff nie. Want dit hou ook die kanaal aan die gang. So dit is lekker. Like, share, subscribe. Hou nie die algoritme aan die gang, okay. Maar goed, ek sien uit daarna om weer volgende keer saam met jou te kuier. Rosie, dit was wonderlik. Baie dankie. Baie dankie Nadia. Lekker aan vir jou.